hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God. God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, Benem Francis en jy, en daar skop ek my skoene uit, is op heilige grond. Toe Moses by die braambos kom, toe sê God vir hom, trek uit jou skoene. Ons is op heilige grond. Ek glo, en ek vertrou dat almal wat ingeskakel is, ek sien, baie keer skakel 1000 ouens in en dan's 900 bly net vir 30 sekondes op en dan gaan hulle af. En dan wonder hy altyd, hoe ver gaan die woord? Hoor almal dit wat jy dink dit moet hoor? Want dis wat ek glo dit uit my hart uit, dat wat ek en jy hier bespreek, is absoluut van die Heilige Gees van God. Dis nie iets wat ek uitdink of iets wat ek doen nie. Ek het 'n jong man wat nie glo wat ons glo nie. En hy sê vir my, al wat ek probeer doen is om jou te oortuig om te glo wat ek glo. En dis nie regverdig nie, en ek glo, dis my opdrag. Ek glo dit onvoorwaardelik, ek glo onvoorwaardelik die geskrewe woord van 'n lewende God. En die geskrewe woord van 'n lewende God sê, gaan maak disippels. Gaan vertel die wêreld. En nou wil ek vanmôre vir jou vra, ek en jy, wat glo ons regtig? En ek wil vir jou vra, vanmôre, hoe hanteer jy wat jy glo? En glo jy regtig hierdie is die geskrewe woord van 'n lewende God? En glo jy regtig dat God met my en jou hierdeur praat? En ons het 'n woordjie geleer ken van jy moet die woord in perspektief lees. Jy kan nie net, o Here, hoor my gebed, luister tog na my smekinge, verhoor my in u trou, u is in u regverdigheid. En net daai uit konteks uitdruk en daaroor praat nie, hoewel dit baie keer tog gebeur dat jy een versie vat en sê, maar hier staan, Here, hoor my gebed. Dis uit konteks uit, maar ek gebruik dit baie keer. Ek en jy moet leer om die woord in konteks te verstaan. Van die eerste tot die laaste bladsy, van Genesis tot die einde van Openbaring, is alles belangrik. Is alles iets wat ek en jy moet navolg, is iets wat ek en jy moet inneem, is iets wat ek en jy moet verwerk en verstaan. Dis een woord. En daar's 'n pragtige ding, ek het dit iewers op my foon. Ek wil nou nie vir jou sê ek gaan dit vir jou dadelik kan stuur nie, want ek sal dit eers moet soek, maar die woord is geskryf oor 1000 jaar. Ek gaan nou sommer getalle gebruik, ek kan nie die syfers onthou. Oor 1000 jaar, oor 40 lande, deur 50 ouens of 100 ouens, ek kan nie onthou nie. Sonder internet, sonder dat hulle van mekaar geweet het, oor 500 jaar is hierdie woorde geskryf, hierdie boeke geskryf, en toe is hulle saamgebind, en dit vorm die woord van God. En
dieselfde begin, Genesis, in dieselfde Openbaring, wat 1000 jaar uit mekaar geskryf is, praat van dieselfde ding, praat van dieselfde gebeurtenisse, praat van dieselfde God, praat van dieselfde seun Jesus, dieselfde beloftes. So ek glo ek en jy moet aanvaar dat hierdie die geskrewe woord van God 'n belangrike woord is. 'n Woord wat jy kan vertrou. 'n Woord wat nie net nog 'n boek kan wees nie. Dit moet iets baie groter wees as 'n boek. En nou is ons, ek dink ons almal probeer goeie Christene wees. Daar is moetswillige mense, maar ons almal probeer goeie Christene wees. Ons almal is bekommerde Christene. Ons almal is besig om hierdie pad, hierdie wedloop te wil volëindig, elke dag nader aan God. Maar nou gebeur daar iets. Jy vat die woord van God. Ek bid verskriklik baie. Oor ek glo ek is nie die slimste peanut nie, oor ek glo ek het nie al die antwoorde nie, oor ek glo ek kan nie preek nie, oor ek glo ek het meer hulp nodig as die normale prediker. En al waar ek dit gaan kry, is nie in my boeke nie, daar het jy my boekrak nie, is nie in myself nie, is deur die krag en die vuur van die Heilige Gees. Nou het ek besef dat Christene, bekommerde Christene, goeie Christene, minder goeie Christene het almal hierdie prentjie van ek is 'n kind van liewe Jesus. Daar's baie genade en ek moet net my lewe leef want hy slaaf my uitgewerk. En dan gaan ek ons almal hemel toe. En vanmôre is ek bekommerd. Bekommerd oor myself, ek is bekommerd oor jou, ek is bekommerd oor die kerk, ek is bekommerd oor mense. Want mense is naïef. Ons wil so maklik glo ek is reg en jy is verkeerd. En of jy nou die kant van die brambos sit of daai kant van die brambos, daar's baie mense daai kant van die brambos wat glo ek is verkeerd. So dit word 'n toutrekkery tussen reg en verkeerd. Ek is reg, jy is verkeerd. Hulle is reg en hulle is verkeerd. Maar ons kyk nie na die konteks nie. Ons kyk nie na die woord in geheel nie. En nou is al hierdie beloftes vir ons saamgevat, en dis nice, en dis goed, maar nou begin ek en jy half tou trek. Nou begin ek en jy half, ons kyk nie na die negatief nie. Ons kyk nie na die aanslag nie. En God het dit geweet, so hy het in die woord van God vir my en vir jou gesê, en ek moet my bril opsit, ek kan dit nie lees nie, ek wil net sien waar staan dit. In Jakobus 4 vers 7. In Jakobus 4 vers 7 skryf, is 'n baie kort sinnetjie wat verskriklik baie sê. Ons gaan bietjie, nou laat ons van Jakobus en Jakob en daai manne lees. Maak 'n pot lensiesop. Groot pot lensiesop. En hier kom ou boet aan en hy sê ek gee my geboortereg vir jou. Ek gee jou net wat jy vra vir van daai lensiesop van jou wat so lekker ruik. En hulle onderhandel en hulle besluit, hulle gaan na die pot toe en haal die deksel af
En daar dryf 'n vlieg, 'n brommer, net so groen brommer. En onmiddellik wil niemand die sop eet. Ek en jy is soos hierdie honger, bekommerde jong man wat uit die veld uitkom. En ons is lus om deel te wees van Jesus. Dit klink so romanties. Ek het nogal 'n probleem deur mense wat die woord van God, Jesus, romantiseer. So asof hy 'n spaarwiel is wat jy net so maak en hom spring hy en dan sê hy, wat kan ek vir jou doen? Jesus is God. Hy is die seun van God. Hy is die een wat op die wolke gaan verskyn en sy oë gaan soos vuur wees en sy tong soos 'n tweesnydende swaard. Hy gaan nie hierdie liewe Jesus wees wat ons hom altyd wil hou nie. Nou Christen wil Jesus altyd 'n liewe Jesus hou. En ons besef nie. En hy gaan op die wolke verskyn. En as ek sy kind is, sal dit net goed gaan met my. En daar sal geen versoeking wees nie. En ek is okay. En toe ek die pot oopmaak, toe is daar 'n brommer in. Die brommer het 'n naam. Sy naam is duiwel, Lucifer. Ek wil vir jou sê, wat sê die woord? Onderwerp jou dan aan God. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jou dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Wat sê God vir my en jou vanmôre? Hy sê, ek wil hê jy moet jou hart en lewe vir my gee. Ek wil hê jy moet God dien met gees en met waarheid. Ek wil hê jy moet gehoorsaam wees, jy moet jou laat bekeer, jy moet jou bekeer, jy moet jou laat doop, jy moet gevul word met die Heilige Gees, dan is jy wedergebore en jy moet God vertrou en dien met alles in jou, sodat die Heilige Gees in jou kan bly. Jy word kerk, want die Heilige Gees van God bly nie in die gebou nie, hy bly nie in strukture van met hande gemaak nie. Hy bly in hierdie tempel, hierdie menstempel. En jy moet heiligmaking nastreef. Maar jy moet weet, daar's 'n duiwel. Jy moet weet, hy's die, ek wil nou sê, daai vlieg in die sop het nou 'n rot geword. Soos hy daai sop eet, word hy al hoe groter. En hy's daarop uit om jou en my en al die goeie Christene en al die bekommerde Christene dood te maak. En hy gebruik die woord van God, die Bybel. Want hy ken die Bybel beter as ek en jy. Hy ken die woord van God en hy kom met die woord van God en hy sê vir ons goed wat uit die hel uit is. En omdat ons naïef is en dink dit kan my nie oorkom nie. Jy weet, ek is 'n goeie Christen. Ek is beter as jy. Ek verstaan beter as jy. Ek kan damn it sê en dis nie so erg nie, maar as jy dit sê, gaan jy hel toe. Ek kan pornografie kyk op my foon en dis okay, want ek is bekeerd. Ek is 'n bekommerde Christen. Ek is 'n maar as jy dit doen, gaan jy hel toe. Nou kom ons goeie Christen. En ons sien nie die duiwel. Ek het 'n handskoen by Jesus se lig. Dit ek kan ook die voorbeeld gebruik van puppets. Hierdie puppet shows wat die kinders kyk, ek weet nou nie, poppespel. Jy vat hierdie mannetjie en hy's dood en hy's pap en jy druk jou hand in hom en dan kan hy sy koppie, sy armpies gebruik en hy kan sy koppie so maak. Dis 'n poppespel.
Maar as die hand nie in is nie, beteken die pop niks. Net soos die Heilige Gees van God. As hy in is, kan hy jou beheer. Maar net so is hy nie in is nie, jy laat die duiwel toe, kan die duiwel jou manipuleer. Daarom het God in Jakobus, is dit nou 4 vers 7 gesê, daarom het hy gesê, 4 vers 7, jy moet die duiwel weerstaan. Al is jy 'n goeie Christen, al is jy bekommerd oor die wêreld, al is jy bekommerd oor die kerk, al is jy bekommerd oor die kinders, al is jy oor almal bekommerd, moet jy ook bekommerd wees oor jouself. Want God waarsku my en jou. Ek kan op die kansel staan en die mooiste woord bring. Ek kan hier by die braambos sit en vir jou die mooiste goed sê. Maar wat is in my? Is dit die Heilige Gees van God, of is dit die vyand wat hier sit en my manipuleer om vir jou goed te sê, wat jou ore gaan streel, waarvan jy gaan hou, sodat jy gaan doen wat ek wil hê jy moet doen, nie wat God wil hê jy moet doen nie. Daarom kry jy ouens wat sê, as jy na my kerk toe kom en jy sit op hierdie sitplek, moet jy R500 betaal, want die sitplek is gesalf. Maar as jy hier wil sit en jy wil hê, op hierdie gesalfde sitplek, ek moet jou ook salf, dan moet jy R1000 betaal. Maar dis nie wat die woord sê, dis nie wat God sê nie. Dis wat die vyand sê. Dis prosperity. We're all going to heaven. We're all going to heaven. That's prosperity. Ons gaan nie almal hemel toe nie. Goeie Christene gaan nie almal hemel toe nie. Goeie mense gaan nie almal hemel toe nie. God is onregverdig. Nee, hy het so ver gegaan, toe hy sien, ons het heeltemal afgedwaal, toe stuur hy sy seun aan die kruis, om vir ons te sterf, om gewas te word. Maar dis my en jou keuse. En nou weet God, die duiwel gaan 'n masker oor ons trek, 'n doek oor ons trek, ons oë verblind, dat ons nie kan sien nie. Nou waarsku ons, Jakobus 4 vers 7, hy sê, pas op vir die duiwel. Wat moet ek doen, Here? Ek kan hom nie met my blote oog sien nie. Ek dink hy kan nie met my praat nie. Ouma het ons gesê, die duiweltjie en die engeltjie. Daai een wat sê, spring in die vuur, dis die duiwel. Daai een wat sê, loof die Here, Jesus Christus, hy is die engeltjie. Hy praat met my, en hy praat met jou. Of jy nou op die kansel staan, of in die gat lê vanmôre, die duiwel val jou aan, want hy wil jou besit. Hy wil hê, jy moet jou mens wees. Hier's Ben Loubser. Hy wil in beheer wees van Ben Loubser. Hy wil vir hê, ek moet doen wat hy sê. Nou sê God, weerstaan die duiwel. Ek wil jou waarsku vanmôre, die duiwel is daarop uit om jou dood te maak. Weerstaan die duiwel. En hy sal van jou afvlug. Weerstaan die duiwel. As jy wil hê, hy moet nie deel van jou lewe wees nie. Dat hy kan vlug. Want die oomblik as jy hom weerstaan, maar hoe moet ek hom weerstaan? Deur die krag en die bloed van Jesus Christus. Ek en jy kan nie die duiwel weerstaan. Ek onthou jare terug, ek was net in die bediening en ek kry 'n oproep en 'n ou sê hy's 'n demoon in my huis. En hy breek die koppies en hy keer die beddens om. En ek dink, waar, hierdie ou is van sy pad af, hy seker gesyk. Waar kan die duiwel, ek is 48 jaar oud toe ek in die bediening gegaan het. 48 jaar oud.
Hoekom het hy nog nooit my bed kom omkeer nie? Hoekom het hy nog nooit my aangeval en my koppies gebreek en my bril op die grond gegooi nie? Hoekom nie? Dis nonsens, man. En ek gryp my Bybel en my salfolie en my karsleutel en ek sê vir Francis, ek sê my liefling, ek gaan gou reis. Hy sê, waar gaan jy heen? Ek sê, ek gaan gou die duiwel 'n les leer. Ek gaan hom gou bietjie rondjaag. Groot Benny the Great. Ek gaan. Ek ry na die mense se huis toe en hy sit daar en sy ma en sy sussie sit daar. En hulle vertel my en hulle wys my die beddens is omgekeer en die koppies is stukkend gegooi. En ek dink nee, hulle sien, hulle praat nonsens. Daar's nie regtig spooke. En ek sê, okay, ek gaan nou bid. En dan moet julle net aanhou saam met my bid. Dan gaan ek deur die huis loop en ek gaan die huis salf. En soos ek daai olie vee met die Bybel in my hand, hardloop duiwel weg. En ek staan op. Nee, ek gaan sit so. Ek gaan sit net so. En ek bid uit my maag uit. Nie uit my hart uit nie, want ek het nie geglo Lucifer is daar nie. Ek het nie geglo hy sal ooit daar wees nie. Ek het geglo hy's nie 'n pie in the sky nie, hy's 'n pie underground. En ek kan nie onthou wat ek als gesê het nie, en op 'n stadium sê ek, en ons sal oorwin deur die bloed van Jesus. In die volgende oomblik praat 'n stem daar in die hoek van die vertrek. Hy sê, jy sal nie oorwin nie. My liewe mens, ek hardloop amper 'n gat deur, my hare staan regop, ek kry yskoud, ek skrik my uit my ID-boek uit, ek hardloop amper deur die muur. En ek kom tot my sinne, deur die krag en die bloed van Jesus Christus. En toe ek vir daai man kyk, toe sit hy so, in sy mond loop die spoeg uit, en sy oë is uit sy kop uit goudgeel. En ek besef, weerstaan die duiwel. Moenie nou probeer braaf wees en yeah! En wat maak die mense? Gaan weg. In die naam van Jesus Christus, shut up. In die eerste plek praat jy nie met 'n demoon nie. Ja, wat is die naampie? In die ou vannetjie. Jy doen nie daai goed nie. Jy weerstaan hom met die krag en die bloed van Jesus. Ek weerstaan jou. Shut up. Bly stil. Ek praat nie met jou nie. In die naam en die bloed van Jesus Christus weerstaan die duiwel. En hy sal vlug. Ek laai toe die tannie langs van my roep, ek ken haar baie goed. Adassa van Endicott, ek dink almal ken vir Adassa, en sy hardloop daar in en sy bestraf toe die duiwel, en ek het baie groot dierles geleer. En ek wil daai les vandag vir jou leer. Maak nie saak of jy die predikant, of die priester, of die hoofouderling, of die hoofpianis, of die dromme slaan in die kerk nie. Maak nie saak of jy die kerk gebou het, en of jy dink jy's iets nie. Weerstaan die duiwel. Anders gaan hy nie vlug nie. En jy weerstaan hom deur die woord van God, deur die bloed van die lam, en deur jou getuienis, in Jesus naam. Amen. Here, baie dankie, dat U ons die autoriteit gee, dat U ons die mag gee, dat U ons die krag gee, om Lucifer te bind, en te weerstaan, en hy sal van ons sal vlug, in Jesus naam. Here, al hierdie Christene, wat dink, ons is in beheer, en ons weet alles, vergewe ons, en leer ons deur die krag van U Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. 072-577-1196. Jy kan deel word van die
WhatsApp groep, Jesus by die Ben Loubser, Jesus by die Braambos, en jy kan al die woord ontvang op jou WhatsApp. Ek wil jou nooi, ek wil by jou pleit. Raak betrokke, weerstaan die duiwel. Baie dankie vir al die gebede, ek waardeer, ek het dit baie nodig, behalwe dat ek dit waardeer, het ek dit baie nodig. Nommer 1, nommer 2, dankie vir die finansiële bydrae, dit maak dit moontlik dat ek hier kan sit en deur God se gees gebruik word. Baie dankie vir al die terugvoering, ek hou van 'n twee-rigting gesprek. Mense luister na my, al stuur jy net 'n thumbs up, ek geluister, weet jy, ek stem nie saam met dit nie, ek is nogal geneig om te sê, Kain het Abel doodgeslaan in plaas van andersom, en dan sê ouens my, hey, jy het die verkeerde ou doodgeslaan vanoggend, vergewe my, help my, leer my, kom ons veg saam teen die vyand, in Jesus naam. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, gemeente, Jesus is lig, Eastvale Springs. Amen.